Saul iets geskryf het nie. Gelukkig het ons huwelik dit oorleef. So dis die grootste beprees van wat ons gaan praat. Die titel van ons stuk is die vraag na die verskil, maak verskille vandag 'n verskil. Nou, verskille oftewel diversiteit het een van die belangrikste kodes van ons tyd geword. Om ten gunste van verskille te wees, word as 'n hoogste goed beskou. Om daarteen te wees, is om vasgevang te wees in 'n ghetto van verstikkende eendersheid. Maar presies wat beteken dit om 'n voorspraak van verskille te maak? Word die hedendaagse voorspraak nie deur selfondermynende spanninge gekenmerk nie. Terwyl dit 'n pleidooi vir erkenning van verskille lewe, word alles na 'n strakke eenvormigheid teruggekry. Terwyl dit vir die beweeglikheid en plastisiteit van die werklikheid voorspraak maak, word alles in die waarheid deur 'n sekere onbeweeglikheid gekenmerk. Terwyl dit differentialiteit op sy vaandel skryf, dreig alles om met 'n sekere indifferensie of onverskilligheid hanteer te word. Ontstaan in hierdie lese stil by hierdie spanning, en die besonder sal die probleem by die wyse van voorbeelde van die populêre visuele kultuur deurdink word. Tegelyk sal in antwoord op hierdie spanninge aangesluit word by die tradisionele opvatting dat die dinamiese beweeglikheid van die dinge slegs sin maak in die mate waarin hulle op 'n sekere voltooidheid gerig is. In hierdie verband speel die gedagte van die huis en in besonder die gedagte van tuiskoms 'n belangrike rol. Ons begin met die laatmoderne mense opvatting van die werklikheid. As 'n vertrekpunt stel ons voor dat die hedendaagse voorspraak vir verskille vanuit die laatmoderne opvatting van die werklikheid self verstaan moet word. Die voorspraak vir verskille is 'n weerspieëling van die laatmoderne ontologie. Ons fokus slegs op enkele tersaaklike aspekte daarvan. Die laatmoderne ontologie gaan uit van die gedagte dat die werklikheid deur 'n soort oneindige flux van verskille gekenmerk word. Alles is pure beweeglikheid. Nou, maar waarom is kyk as dit nie pure beweeglikheid nie? Die laatmoderne ontologie gaan uit van die gedagte dat die werklikheid deur 'n soort oneindige flux van verskille gekenmerk word. Alles is pure beweeglikheid, grenslose potentialiteit en oneindige plastisiteit. Wys vir julle dan ook 'n lukrake soek op Google. As mens die woord potentialiteit intik, wat gebeur? Jy sien aan die heel linkerkant daar boundless potential. En dit is iets wat ons konstant mee gekonfronteer word in die populêre visuele kultuur. As sodanig staan die laatmoderne ontologie in radikale spanning met die ou klassieke idee dat die dinge deur 'n eie wese of vorm gekenmerk word. In die klassieke is die wese of die vorm telkens aan die goeie van die dinge as die goeie van die dinge ervaar. Volgens die opvatting word die goeie van die dinge verwerklik wanneer hulle op hulle onderskeie vorme gerig en dit ook waargemaak of geaktualiseer word. So verteenwoordig die volwaardige akkerboom die goeie vorm wat deur die akkerboom waargemaak word. Of regverdig die goeie wat deur uitnemende handeling verwerklik word. In die laatmoderne wêreld speel iets geheel anders af. Vanweë sy klem op die oneindige flux word word dinge nie deur die vorme gekenmerk nie. Vorme en die beweging van die dinge aan bande. Daarom moet daarmee weggedoen word. As die dinge hoegenaamd deur vorme gekenmerk word, is dit nie die vorme wat die dinge self opgesluit lê nie, en as ware daarsoos ontsluit nie, maar eerder die gevolg van die konstruksies, droombeelde of fantasie wat ons self in die dinge oplê. Volgens die laatmoderne gemoed verhinder die gedagte van vorm dat die dinge van verskille wat in hulle self opgesluit lê, oopgestel word. Vorme begrens immers die dinge. Daarom moet hulle van vorm vrygestel word, van forme vrygestel word. Grondliggend daaraan hierdie gedagte dat niks deur 'n vaste aard of karakter gekenmerk word nie, en dat alles net sowel anders kan wees. Voortaan is daar nie meer 'n wese wat wag om verwerklik te word nie, maar eerder die verskille wat wag om gehoor, gesien en gevier te word. Reeds op hierdie punt het ons egter met 'n baie belangrike logiese spanning in die laatmoderne werklikheidsbeeld te doen. Ten minste een feit ontsnap die aandag van die ontologie.
veranderlik en plasties is dit nie van die betrokke uitspraak self waar nie. Die uitspraak dat alles beweeglik is, staan self rotsvas. Maar daarmee dryf die plastisiteitsapologete die toets waarin hulle self alles onderwerp, naamlik dat alles beweeglik is. Een van die meest sprekende voorbeelde hiervan is die futuriste, so vroeg 20ste eeuse voorstelling van beweging. Met apocalyptische ywer Marinetti en Key beweging uitgebeeld, bykans asof daar 'n goddelike waarheid in die beweging self opgesluit lê. Ironies hiervan is natuurlik dat die uitbeelding self die beweging binne 'n vaste struktuur vasvang, met die gevolg dat die futuristiese skildery self nie kan waarmaak wat hy in die vooruitsig stel nie, naamlik om alles vloeibaar te maak. 'n Soortgelyke ironie kenmerk ook die oormaat advertensies en contemporêre populêre visuele kultuur, wat aan ons 'n wêreld van pure potentialiteit, beweeglikheid en vloeibaarheid as nabootsingswaardig voorhou. Ek gaan net gou vir julle die voorbeeld beskryf hierby. Wat nou is dit so daar sê. Dan jy sien die beweging wat tot 'n dikte verklaar word. En natuurlik as mens daar dieselfde beweging net oorplaas op die visuele kultuur, 'n onlangse advertensie vir die Olimpiese Spele en natuurlik ook vir sport, die beweging van futuriste vasgevang. 'n Ernstige probleem lê egter hierin opgesluit. Die voorsprake verskille loop die wesenlike risiko om 'n onverskilligheid uit te loop. Dit wil sê presies die teenoorgestelde as wat dit in die vooruitsig stel. Ingevolge die laatmoderne ontologie voel ons onsself geroepe om die beweeglikheid van werklikheid teen enige moontlike stolling in vaste forme in beskerming te neem. Ten grondslag hiervan lê 'n soort hypermorele kommer. Forme, strukture en grense word gesê is per definisie diskriminerend. Daarom rus daarop ons etiese plig om forme oop te breek en die verskille vry te stel. Laasgenoemde blyk uit die dikwels blinde verbintenis daartoe om 'n verskil te maak. Ek dink tikkies het ook nou 'n motto, maak 'n verskil, maak elke dag 'n verskil. Om 'n verskil te maak word meestal op 'n onuitgesproke wyse as die hoogste goed beskou. Dit word egter deur 'n verlammende probleem gekenmerk. Om werklik 'n verskil te kan maak, moet ten minste duidelikheid bestaan oor die vraag ten opsigte waarvan die verskil moet geskied. Omdat die laatmoderne werklikheid opvatting egter die oogmerk van beweging buite sig laat en net op die beweging self fokus, bly die vraag ten opsigte waarvan die verskil moet geskied onbeantwoord. Ons kan sê die antwoord op die waarom vraag, dit wat die rasionaal ten grondslag van die verskilmakery bied, buite spel bly. Die gevolg is dat daar in gebreke gebly word om aan te toon watter verskille belangrik is en watter onbelangrik is. Maar in die mate waarin dit inderdaad die geval is, word 'n toestand geskep waarin die een verskil net so goed soos die ander is, of 'n reeks van verskille. Dit wil sê 'n toestand waarin gebreke gebly word om aan te toon waarom enige verskil hoegenaamd 'n verskil ten opsigte van ander verskille verteenwoordig. Maar daarmee word in die naam van die verskil juis 'n toestand van onverskilligheid in die hand gewerk. Hegel het na so 'n toestand verwys, dis nie my eie verwysing natuurlik nie, as die nag waarin alle koeie swart is. Dit wil sê 'n toestand wat juis nie deur verskille gekenmerk word. En ek wys net vir julle weer eens, baie ek ken hierdie beelde. Steve Jobs, think different, oproep tot om 'n verskil te maak. En dan een van die nuutste advertensies in die kultuur van indifferentie, as jy tot iets jouself moet verbind, doen dit dan ten minste vir jou liggaam en vir 'n oefenregime om jou liggaam te verander, as jy jouself dan moet verbind. En dit bring my dan by die sentrale visuele kultuur voorbeeld wat ek wil gebruik. Verskille in sustensie. Nou, die tradisie van genoemde spanninge in die kultuur van verskille, naamlik die neiging om alles tot pure potentialiteit te dwing en die gevolglike indifferentie waartoe dit lei, word kortliks by die film
Up in the Air van Jason Reitman stilgestaan. In die film word die verskynsel van indifferensie op 'n treffende wyse geïllustreer as verskille. By gebrek aan 'n beter uitdrukking in die verskille in die liggaam vasgevries word. In die satiriese film met 'n tragiese wending aan die einde, ontmoet ons die hoofkarakter Ryan Bingham, wat foutloos deur George Clooney vertolk word. Bingham is 'n korporatiewe afskaler, downsizer, termination engineer, wat soos 'n engel van die dood die oorgang van 'n staat van werknemerskap na 'n staat van werkloosheid begelei. Hy dra die slegte nuus aan die ongelukkiges oor dat hulle afgedank gaan word. In sy eie woorde, making limbo tolerable by fearing wounded souls across the river of dread. Die film speel daarom ook meestal in die lug, up in the air, of op lughavens, dit wil sê tydens vlugte op pad na sy ontslagsboodskappe oor te dra. In die proses word hy voorgestel as voortdurend aan die beweging. Bingham is in sy element van 'n reis, meestal sonder onnodige bagasie. So vlug hy alle verbintenisse, veral met die huis en familie. As 'n engel van die dood, slaag Bingham daarop om sy ontslagmantra, wat hy aan sy slagoffers voorhou, te vermaak, sodat hulle dit gracieus ontvang. Hy tree ook gereeld op as motiveringsspreker by groot besigheidsgeleenthede, waar hy in sy die voordele daarvan verbonde om sonder enige onnodige gewig op bagasie te reis, uitnemend verduidelik. Aan die begin van sy beroemde "What is in your backpack?" toespraak, vra hy die gehoor, "How much does your life weigh?" In die proses verduidelik hy dat 'n onverskilligheid weens verhoudingsverbintenisse, familie en besondere plekke die enigste wyse is waarop vooruit beweeg kan word en 'n verskil gemaak kan word. Hy sê, "Make no mistake, your relationships are the heaviest components of your life. All those negotiations and arguments and secrets, the compromises. The slower we move, the faster we die. Make no mistake, moving is living," sê hy. Daarmee verklaar Bingham as globale operateur by uitstek sy absolute verbintenis tot spoed, beweging en die pure potentialiteit van dinge. Dit is natuurlik op sigself ironies, aangesien hy vas tot sy eie beweging verbind is. Mettertyd word Bingham egter gekonfronteer met die neerdrukkende en bykans onleefbare gevolge van sy eie lewensfilosofie. Tydens sy ontmoeting in 'n hotelkroeg met sy vroulike ewenkindie, Alex Guran, word Bingham gekonfronteer met sy eie tuisteloosheid. Nadat hy nie in die poging slaag om weer tuis te kom nie, nadat sy nie toegang tot haar huis weier, word hy as ware tot buitenste ruimtes verban. Dit is 'n lewe gekenmerk deur die ewige aankoms en vertrek tussen kliënte. Kortom, die film suggereer dat daar grense aan die rustelose beweging is en dat daar 'n intrinsieke behoefte aan die terugkeer na 'n plek, 'n huis en vertroude verbintenisse is. So vorder Bingham van 'n staat van bevoorregte ontleendheid, privileged homelessness, dit beteken ontleendheid as 'n lewensstylkeuse, na 'n rondloper of 'n vagabond. Iemand wat geen sen meer het in sy eie tuisteloosheid nie. Aanvanklik is Bingham baie onverskillig teenoor alle plekke en in besonder teenoor die huis. Hy voel slegs tuis in die lug, dus gesystemiseer, en verduidelik dit as volg. All the things you probably hate about traveling, the recycled air, the artificial lighting, the digital juice dispenser, the cheap sushi, are warm reminders that I'm home. Sy tuiste is om op reis te wees. In hierdie opsig kan hy as 'n lifestyle traveler, soos Cohen beskryf word. Dit is iemand wat reis as 'n verbruikerstyl lewenstyl verkies. Bingham mors geen onnodige tyd op een plek nie. Selfs wanneer hy tydelik tuis kom, want hy woon op 'n oorblyhuis, lyk dit asof hy ontuis is. As hy oor sy huis uitgevloei het, erken hy, I don't know much about the place. Inteendeel, dit is met misnoor dat hy vir die toeskouer erken dat hy die afgelope jaar 322 dae op reis was en 'n miserabele 43 dae tuis gesteel. Sy huis, jy sien dit op die skerm, 'n gehuurde eenslaapkamer woonstel, lyk asof dit onbewoon is, byna soos 'n gehuurde hotelkamer. Die kykker kan geen afleiding oor sy bewoner maak nie, want daar is niks uniek of besonders wat hy kenmerk nie. Geen tuiskoms, in die egte sin van die woord, is nie moontlik nie. Die
How is Dallas? Antwoord hy bot. Same as every place else. Plekke word dus almal dieselfde, blote nie plekke, in Marvin se terme, verdof tot 'n eenvormige tafereel waarteen sy reistogte afspeel. Dit is egter nie net in die plekke wat Bingham onverskillig staan nie, maar ook teenoor mense. Hy toon 'n deurdagte afstandelikheid in enige verhouding en 'n besondere huwelik. Wanneer sy jong kollega Natalie, gespeelde Anna Kendrick, of hy ooit sal trou, antwoord hy baie selfversekerd, never. En hy voeg by, I just don't see the value in it. Alright, sell it to me. Dit is daarom geen verrassing dat Bingham heel gemaklik in 'n verhouding met Alex aangaan nie. Daar is immers geen beloftes of verwagtinge daaraan verbonden nie. Onverbondenheid is immers 'n integrale deel van die lewe in die lig. 'n Lewe waar vryswevende individue die liggawens op pad na elders reis. Beide karakters is gestroop van enige wederzijdige verpligting wanneer hulle in 'n vlietende verbygaande sfeer van die taalkroeg ontmoet. Soos die laagmoderne mens verteenwoordig Bingham 'n nuwe sosiale karaktertipe, wat deur Gardiner beskryf word as the uncaring, detached, self-contained individual armed with a laptop, credit card, cellular phone and business agenda. Daarom is Bingham se eerste woorde aan Alex, are you satisfied with Maestro? Dit lei tot 'n gesprek waarin hulle ervarings van gereelde vliegmyle en motorverhuuring met mekaar deel. Hulle ontmoet as vryswevende agente vir wie alle interaksies deur pure potentialiteit gekenmerk word. Bingham het egter sy Moses teëgekom. Die verhouding met Alex dwing Bingham om weer sy houding jeens die huis, verhoudings en toewyding te bedink. Hy doen die ondenkbare. Hy verbreek elke reël in sy eie reëlboek. Hy raak op haar verlief. Hieruit blyk die paradoksale aard van 'n globale reisiger. Oënskynlik versoen met sy ontheemde, hoe-aard sy onverskillige bestaan, het hy tog met 'n verskil te doen, wat 'n verskil maak. Alle verhoudings en plekke is tog nie dieselfde nie. In en deur die persoon van die nie veel eisende Alex, word plek en tydskoms paradoksaal genoeg onweerstaanbaar. Wat Bingham egter nie besef nie, is dat Alex reeds getroud is. Alex is egter self deur die laatmoderne siekte van onverskilligheid aangetast. Trouwens, in vele opsigte is sy dubbelganger in onverskilligheid. Sy troef dan ook vir Bingham, die meester van onverskilligheid met sy eie logika. Bingham neem die groot stap deur af te kom aarde toe. Hy klop aan Alex se deur, anders as wat hy hoopvol op 'n lewe sonder onverskilligheid verwag het, ontvang Alex hom egter nie in haar huis nie. Inteendeel, daar klop sy die breekmoment in die film. Wanneer hy aan haar deur klop, vra haar familie vanuit die agtergrond vir haar, wie is by die deur, en sy antwoord harteloos, just somebody who is lost. Elders verduidelik Alex haar houding aan hom as sy sê dat hy slegs 'n parentese vir blote aandagafleier in haar lewe was. So word Bingham selfde slagoffer van die logika van onverskilligheid, waarmee hy alles beheer het. Vroeger was Bingham 'n magtige boodskapper van die dood, nou is hy 'n gevalle engel. Vroeger het hy gegaan, graag gereis en graag alleen gereis. Nou is hy tot eensame reisigerskap verdoen. Vroeger het hy homself teen die gedagte van tuiskoms afgegrens. Nou voel hy homself tot 'n tuisterlose grysheid verban. Alhoewel hy nog altyd 'n rondloper was, het daar dus nou 'n verskil ingetree. En dit lê op die vlak van selfinsig. Vroeger was hy die onskuldige reisiger. Nou weet hy dat sy beweeglikheid hom tot 'n toestand van ontologiese onverskilligheid verdoen het. Dit blyk as ons hom alleen voor 'n aankondigingsbord met eindbestemmings op 'n lughawe sien staan. Alhoewel hy soos vroeër vry is om te gaan net waar hy wil, weet hy nou dat hy uiteindelik nêrens